Filemon 1 vers 4. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Geliefdes, hierdie is 'n boodskap aan Filemon, maar ook om te weet vir ons, om te weet dat ons dieper insig kry in die goeie dinge van Christus, wanneer ons doen wat hy sê, en dat dit ook 'n bede is vir die gemeenskap van die gelowiges. En daarom kom groet die Here ons met sy seën, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, baie welkom by die erediens vanuit Filemon 1 vers 1 tot 8 met die tema ons plig om vrede te maak, al is ons nie betrokke nie. Geliefdes, kom ons begin deur die Here saam te loof, deur te sing, ek wil die Here loof. Geliefdes, ons wetgedeelte is 2 versies vanuit Filemon 1 vers 8 tot 9. Daar staan: Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Geliefdes, wat Paulus hiermee bedoel, is dat hy sê, hy het vir Filemon tot die geloof gebring. En hy het die gesag om vir Filemon te beveel om dit te doen. Maar hy sê, hy wil dit nie so doen nie. Hy wil hê dat Filemon dit moet wil doen. So hy sê, doen dit op grond van die liefde. Doen dit, want dit is wat liefde is. En dit moet ons houding ook wees teenoor die wet. Ons moet dit nie doen omdat ons forceer word om dit te doen nie, maar omdat daar regtig iets in ons hart gebeur het en ons op die liefde van God wil versprei, en dit moet ons motivering wees. Geliefdes, kom ons raak stil en sing saam as ek stil word. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hart klop,
teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors, hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors. As ek stil word om by u te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek u hartklop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors, hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors, hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors, hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors. Geliefdes, ons skriflesing kom vandag uit Filemon 1 vers 4 tot 22. Ek lees dit vir ons. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou dink in my gebede, omdat ek gehoor het van jou liefde vir al die heiliges en van jou geloof in die Here Jesus. Ek bid dat jou deelname aan die geloof daadkragtig mag wees deur jou kennis van elke goeie saak wat daaronder ons is, tot eer van Christus. Ek is inderdaad baie bly en bemoedig oor jou liefde, broer, omdat die hart van die heiliges deur jou verkoop is. Daarom, al het ek in Christus groot vrymoedigheid om jou te beveel wat jy behoort te doen, rig ek, Paulus, op grond van die liefde eerder 'n versoek aan jou, juis omdat ek so 'n ou man is, en nou ook nog 'n gevangene terwille van Christus Jesus. Ek pleit by jou vir my geestelike kind Onesimus, wat ek tydens my gevangenskap verwek het. Hy het destyds vir jou geen voordeel ingehou nie, maar nou hou hy vir jou my groot voordeel in. Ek het hom na jou teruggestuur, hy wat my eie hart is. Ek wou hom graag by my hou, sodat hy my in jou plek kon dien, terwyl ek terwille van die evangelie in boeye is. Maar sonder jou instemming wou ek niks doen nie, sodat jy jou goeie daad nie uit dwang nie, maar vrywillig sal doen. Dalk was hy juis om hierdie rede 'n rukkie lank van jou af weg, sodat jy hom vir altyd kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. In die besonder vir my, hoeveel te meer dan vir jou, liggaamlik, sowel as in die Here. Indien jy my as deelgenoot beskou, verwelkom hom asof dit ek is. En as hy jou enige skade berokken het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my eie hand, ek sal betaal. En dan praat ek nie eers daarvan dat jy jouself aan my verskuldig is nie.
Ja, broer, mag ek tog in die Here van jou hierdie voordeel geniet. Verkoop my hart in Christus. Met volle vertroue in jou gehoorsaamheid skryf ek vir jou, in die wete dat jy self meer sal doen as wat ek vra, maar terselfdertyd ook die gastekamer vir my gereed, want ek verwag om deur julle gebede aan julle geskenk te word. Tot sover, geliefdes, die woord van die Here. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer dankie dat ons weer vanuit die woord kan hoor. Weer dankie vir u liefde vir ons, u seën. Weer dankie dat ons kan sien hoe u in hierdie wêreld ook regeer. Weer kom gee ons hoop, kom gee ons nuwe uitsig. Weer en kom wees met ons families en ons almal vir wie ons lief is, ons vriende en ons gemeenskap. Heer, dat ons almal u beter sal leer ken. Heer, dat daar 'n terugdraais na u toe sal wees. Dat mense u in suiwerheid sal soek. Heer, dat hulle die ware u sal soek. Daar is soveel afbeeldings van u in hierdie wêreld. En Vader, ons bid dat mense werklik u sal wil hê, 'n opregte soeke na u sal ontwikkel. Weer kom help ons om vrede te maak, soos wat ons nou gesien het in die gedeelte vandag. Kom help ons om vrede te maak tussen mense, selfs daar waar dit nie ons skuld is nie. Vra ons dat u ons sal help. Weer en altyd in gedagte sal hou hoeveel barmhartigheid, genade en vergifnis u teenoor ons bewys het. En ons dank u daarvoor. En ons wil u loof en prys daarvoor. En ons vra dat u deur u Gees ons sal toerus om dit ook aan ander te bewys. Here, ons bid dit nie dat ons verdien nie, maar alleen in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons tema vandag, ons plig om vrede te maak, al is ons nie betrokke nie. Nou geliefdes, hierdie gedeelte wat ons gelees het, is een brief, hy is een hoofstuk. Hy is die heel kortste boek in die Nuwe Testament. Daar is korter boeke soos 1, 2 en 3 Johannes, maar hulle is dan deel van al die Johannesbriewe, nee, so hulle is eintlik een eenheid. Maar so as Filemon nou alleen is, nee, dan is hy die kortste boek. En hy hanteer net een saak. Alles wat hy gesien het was oor een ding, en dit is Paulus wat wil vrede maak tussen Filemon en Onesimus. Onesimus was die slaaf en Filemon was sy eienaar. So is nie aan 'n gemeente geskryf om probleme in die gemeente op te los of vrede te maak in die gemeente nie, maar is hierdie twee baie spesifieke mense tussen wie hy wil vrede maak. Baie kort boek, maar baie kragtig. Juist omdat hy so kort is daar nie afwykings in teologie en so nie. Dit is baie reguit geskryf net vir hierdie mense. Nou geliefdes, ek is seker, jy weet, as u elkeen bietjie sal sit en dink, nee, dan weet u van mense in u eie lewe, en u het al baie sulke ervarings gehad, waar daar twee mense kwaad is in mekaar. Nee, en partykeer is hulle net geïrriteerd met mekaar, en die spul is nie lekker met mekaar nie, en partykeer is dit so erg dat hierdie twee mense vir jare nie met mekaar praat nie. Nee, en dit is natuurlik nie lekker nie. En dalk, jy weet, was jy alself kwaad vir iemand anders, of iemand is dalk baie kwaad vir u, selfs vir 'n baie lang tyd. Of dalk was jy al in 'n situasie waar twee mense vir mekaar kwaad is, en eintlik wil jy glad nie betrokke wees by hierdie twee se kwaad nie. Maar jy besef dat as jy nie gaan help nie, dan is daar moeilikheid. En selfs soms ontdek ons ook van sulke situasies, jy weet, en dan sê ons nee, wat die spul moet hulle self uitsorteer, en hulle moet self nou maar sien kom klaar. Nou geliefdes, hierdie brief van Paulus is om te sien hoe Paulus 'n konflik moet uitsorteer tussen hierdie twee mense. En ons sien dit hoe hy dit op 'n fisiese vlak doen, maar ook op 'n geestelike vlak. En dis waarna ons kyk vandag, hoe hy dit fisies doen en geestelik
hierdie uitsorteer. En geliefdes, dis ons eerste punt, die belangrikheid om vrede te maak. So geliefdes, hoekom ek wil begin met hierdie, is dat, jy weet, 'n mens se aard is nie van so 'n aard dat hy wil vrede maak nie. Hy wil vrede hê dalk, nee, die wat vrede ken sal eerder in vrede wil leef, as om nie in vrede te leef nie. Maar om by ander ouens vrede te maak is baie keer nie deel van ons aard nie. Jy weet, en ons luister baie keer preke, en of jy dit agterkom of nie, as dit wat jy leer, nie vir jou persoonlik iets inhou nie. Nee, as jy nie voel, maar hierdie was nou persoonlik vir my of iets nie, wie wat, dan kan mens baie keer na daai preek luister, maar dit gaan net weer by jou verby. Nee, en jy vergeet dit ook maar, jy wag maar nou maar vir die volgende preek om vir jou iets te beteken. En ons is geneig om so te luister na preke. Maar geliefdes, vandag wil ek regtig by u aandring om al voel hierdie nie vir u self, of dit nou vir u iets beteken nie. Dit is 'n konsep, en dit is iets wat die Bybel vir ons baie belangrik maak, dat dit iets is wat ons moet doen. Nee, so ek wil u aanmoedig om te luister na hierdie gedeeltes, en ek gaan begin met 'n paar teksgedeelte, net om vir ons die belangrikheid te wys, hoekom ons hierdie moet doen, wat ons nou vandag leer. Ek begin vir ons met, hoekom is versoening so verskriklik belangrik? Vir u self om versoening te maak, en vir ander, of vir, selfs as daar iemand wat versoening met jou moet maak, hoekom dit so belangrik is om dit te doen. Nou, ek lees vir ons Matteus 25 vers 23 tot 24. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. So jy kan sien, nee, Jesus wys hierso die belangrikheid van versoening. Om te vergewe is belangriker amper as aanbidding, of iets wat God regtig waardevol ag, dat as jy wil God waarlik aanbid, nee, dan moet jy vrede maak met mense. En dis interessant nou, nee, in daai gedeelte wat daar staan, dis nie as jy iets teen iemand het nie. Dis selfs as iemand iets teen jou het. Nee, so, want baie keer dan sal ons dink, dis maklik om te dink, nee, dat, okay, ek moet nou nie kwaad in die kerk sit nie, want dan gaan ek my siel versondig, en goed so, jy weet, dis net belangrik vir my om almal vir wie ek kwaad is, te gaan vergewe. Maar Jesus is dit anders. Nee, dis selfs as iemand iets teen jou het, om vrede te gaan maak, voordat jy aanbid. Want dan, dit is waarin God baie waarde vind, dat ons moet versoen. Nee, en as mense met ons probleem het, om dit uit te sorteer, sodat ons kan die Here waarlik kan bid. So jy kan sien, nee, dat God baie waarde daarin plaas, en in goeie verhoudings, nee, dat ons in goeie verhoudings met ons medemens staan. Maar nou om verder te wys, die belangrikheid van barmhartigheid teenoor ander. Nou onthou, barmhartigheid is soos die barmhartige Samaritaan. Ek noem dit nou maar net om baie keer barmhartigheid, dan dink ons nie altyd daaraan nie. Nee, wat het die barmhartige Samaritaan? Die barmhartige Samaritaan het iemand gaan help wat dit nie verdien nie. En nie die ou wat, dit was 'n Jood, nee, en daai Jode het sleg gedink van die Samaritaan, en het nie gehou van die Samaritaan nie, en die barmhartige Samaritaan gaan help daai ou. So daai Jood het dit eintlik nie verdien nie, maar die Samaritaan was barmhartig en gaan help daai ou. Dis wat barmhartigheid is. Nou hoekom is barmhartigheid so belangrik? Luister 'n bietjie na Jakobus 2 vers 13, daar staan: die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Daar is 'n klomp baie moeilike woorde in een sin, maar waaroor gaan dit? Dit gaan nou oor die oordeel, is dit wat kom, nee, en die oordeel is ons straf. Nee, dit is God wat ons oordeel, en nie een mens sal waardige, almal verdien straf. So, die oordeel kom,
en hy sal onbarmhartig wees. Die oordeel van God wat kom, die straf, gaan nie soos die barmhartige Samaritaan wees nie, hy gaan onbarmhartig wees, teenoor wie? Teenoor die mense, wat nie ook barmhartigheid betoon nie. So die straf kom, en as ek die barmhartigheid betoon nie, dan gaan hierdie oordeel ook onbarmhartig wees teenoor my. Maar dan die teendeel is ook waar daar staan, maar barmhartigheid, as ek barmhartig is, triomfeer oor die oordeel. So as ek barmhartigheid bewys aan ander, dan gaan hierdie oordeel wat op pad is, gaan ek oorwin. Nee, dit gaan, my barmhartigheid gaan dit basies oorwin. So, die oordeel van God gaan kom, veral oor mense wat nie ook barmhartigheid bewys nie. Maar as jy barmhartigheid bewys teenoor ander, dan gaan God se oordeel jou, dan gaan jy dit oorwin. Nee. So, en dis waar gaan, Jesus sê dit ook in sy, nadat hy geleer het om te bid, hy sê, vergewe, as ons bid ook, vergewe my sonde soos wat ek my skuldenaars vergewe, en dan eindig Jesus daarna, en dan sê hy maar, as julle nie ander hulle sondes vergewe nie, dan gaan God ook nie julle sondes vergewe nie. En dan is daar baie gelykenisse om dit te verduidelik, onder andere die twee wat skuldenaars wat voor die koning staan. So daar is baie gelykenisse waar dieselfde boodskap oor en oor gesê word. So is baie belangrik. Geliefdes, barmhartigheid, versoening is 'n enorme gedeelte van ons en God heg baie waarde daaraan en selfs beveel dit. So geliefdes, ons doen nie net barmhartigheid omdat dit vir my lekker is of omdat dit vir my goed is om my goed laat voel nie. Ons doen dit ook omdat dit absoluut iets is wat God van ons verwag. Juis omdat soveel sondes vergewe word teenoor ons, die Here is so barmhartig teenoor ons, vergewe ons daagliks, is ons ondenkbaar baie genadig en as ons dit glo, as ons dit raak sien en glo, sal ons ook anders kan as om ander te vergewe nie. En as ons soos God wil wees, in hierdie wêreld. En nou, as ons weer nou kyk na die boek Filemon, wat het hier gebeur? Paulus was op 'n stadium in 'n kerk en hy het daar gewerk in Kolosse en op 'n stadium, en terwyl hy daar gewerk het, het hy baie medewerkers gehad. En hulle het in 'n huis bymekaar gekom en hierdie huis het behoort aan Filemon en Filemon was redelik wel af. Hy het 'n huis gehad en wat redelik groot moes gewees het en dan het hy slawe gehad. So hy was wel af. Nou een van hierdie slawe was Onesimus. Onesimus was sy naam en op 'n stadium het hierdie Onesimus weggehardloop van Filemon af. Nou die slaaf, toe hy nou weghardloop, hardloop hy tot in Rome weg en hier in Rome loop hy vir Paulus raak. Nou Paulus was op die stadium in die gevangenis, so ons weet nie of hy dalk ook gearresteer is of wat nie, daar word nie vir ons gesê nie, maar hierdie twee het mekaar raak geloop. En hulle vind dit daar, en toe wat nou hier gebeur het, of het nou in die tronk is, of ons weet regtig waar nie, maar Paulus bring dan vir Onesimus na die Here toe, en hy laat hom bekeer. En hy sê sy bekering was so goed, dat hy 'n kind van Paulus geword het. So, dis hoe Paulus met hom gewerk het. En toe wat gebeur is, vers 10 beskryf dat hy het vir Onesimus verwek, as 'n kind. So hy het hom amper so gebaar, en wat hy daarmee bedoel het is, hy het nie 'n lewe gehad nie, hy was dood in sy sondes en as gevolg van Paulus wat hom tot bekering bring en hom na die Here toe bring, het hy nuwe lewe, hy het verwek deur dit wat Paulus vir hom gedoen het. So, dit gebeur dan. Maar nou weet Paulus, hierdie man is in die moeilikheid, en hy stuur vir hom terug na Filemon toe, want dit is die regte ding om te doen. En hy wil versoening bring tussen hierdie slaaf en sy eienaar. En dis waardeur ons nou gaan, is om te sien hoe Paulus versoening bring tussen die twee, en ons leer daaruit, op fisiese vlakke en op geestelike vlakke, bring hy versoening tussen hierdie twee. En ek gaan so vers vir vers deur die gedeelte gaan wat ons gelees het. Hy beveel nie, maar vermaan. Ek lees ons vers 8 en 9, daar staan, daarom sal, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys,
doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. So, eerste, hoekom kon Paulus vir hom hierdie as 'n opdrag gee? Iets wat hy moes verstaan het, Filemon, want hy kon ook opdragte gee, hy het slawe gehad. Die rede is dat hy eintlik diep in die skuld was by Paulus, geestelik nou. Nee, want Filemon het nie tot geloof gekom, of het tot geloof gekom deur Paulus, of hy het die kerk ontvang as gevolg van Paulus werk. So, hy het die ewige lewe as gevolg van Paulus se werk in hom. Nee, so, hy kan hom eintlik beveel, want Paulus het ook gesag oor Filemon, hy kon hom beveel het om te sê, jy moet Onesimus lief hê, en jy moet dit doen. Maar hy sê, ek wil nie vir jou so 'n opdrag gee nie, ek wil jou eerder vermaan op grond van die liefde. Nou vermaan is eerder om te sê, maar wie is God en wie is ons in God? Nee, God is liefde, ons moet daarom lief hê, nee, ons wil daarom lief hê. As Paulus dit beskryf, hy sê vir Paulus, vir Filemon, jy is so lief vir die medegelowiges. En weet, God is liefde, en jy is lief vir my, en ek is lief vir jou. Nee, so, die liefde is, ons weet, nee, dat dit vir ons belangrik is om lief te hê. So, ek wil nie vir jou sê, jy moet hom lief hê nie, ek wil jou vermaan om te sê, maar dis wie ons is mense wat lief hê, en jy is iemand wat lief hê. So, op grond van die liefde, vergewe hom, en maak versoening. So hy wil nie vir my opdrag gee nie, hy wil jy moet self tot die besef kom, maar dit is wat ons behoort te doen, is om te vergewe en lief te hê. En dis die verskil tussen iemand net opdrag gee, en om te vermaan. Te vermaan is om werklik te besef, wie is ons in die Here? Wat sy eienskappe dra ons? Wat weet ons is goed? Nee, en op grond daarvan te reageer in die lewe. Weet, baie keer wil mense forceer, en Paulus ook, nee, hy wil nie forceer nie. Hy wil hê iemand moet self besef, en self tot die besef kom, dat dit is wat ons behoort te doen. En ons moet baie keer onsself daarin herinner. Nee, geliefdes, baie keer kom ons in situasies, en ons is kwaad, ons het baie keer onvergewingsgesindheid, woede, en jy weet, ons moet weet, nee, ons lewens moet nie gekenmerk word deur woede nie, ons moet nie gekenmerk word deur onvergewingsgesindheid of kwaad nie, maar juist, nee, ons lewens moet geken word deur genade, barmhartigheid en daardie eienskappe, en omdat dit is wie ons is, so reageer in die lewe. Maar dit bly maar moeilik, geliefdes, en dis ook om ons die res van die gedeelte ook hanteer, en sien hoe Paulus verder vir ons wys, nee, hoe ons in staat gestel word om dit te doen. En dis die tweede ding wat ons moet besef, die liefde verander mense. Vers 11, ek lees vir ons, voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Nee, so Paulus het liefde bewys aan Onesimus in die tronk, en dit het hom verander. Nee, jy weet, Onesimus kon geskrik het, want nou weet hy, of Paulus weet waar hy is, of hy kan in moeilikheid kom as gevolg, hy kan daar gaan aankla het, en Paulus wys vir hom vergifnis is dit wat hy vir hom wil gee, hy is liefdevol teenoor hom, en dit verander Onesimus. Hy het 'n houdingsverandering, hy's 'n nuwe mens, nee, as gevolg van die liefde wat Paulus aan hom bewys het in die tronk. Nou, die gevaar kon gewees het, dat nou gaan Onesimus terug, daar is ons Filemon kwaad vir hom, en hy begin hom weer hanteer soos wat hom aanvanklik gehanteer het, en net so val Filemon ook maar weer in sy ou gewoontes, en sy ou gebruik, en sy ou onbruikbaarheid, soos wat Paulus het gestel het. So geliefdes, jy weet, in konfliksituasies, is ons mos baie geneig, om eerder, jy weet, vir alles ons nou baie kwaad is, en skielik nie, dreigemente te wil gebruik, en die vrees van mense, om vrees in mense te wek, om dit so te gebruik, om mense te laat doen wat ons wil hê. En hierdie gedeelte herinner ons, nee, dit moet nie ons eerste reaksie wees vir 'n Christen nie. 'n Christen moet eers genadig en barmhartig wees teenoor iemand
wat hy help. Nou besef ek ook, geliefdes, jy weet baie keer is 'n mens goed vir iemand en dan begin hulle dit misbruik. Nee, dit is ook natuurlik 'n groot vraag en waarmee ons sit. En baie keer is ons goed vir mense en dan sodra jy ophou goed is vir die persoon omdat jy nie verder kan nie, dan is hulle kwaad vir jou. Nee, en dan misbruik hulle dit en dan lei dit maar weer tot konflik en ek dink konflik is eintlik onvermydelik, in die lewe. En daarom is dit belangrik om nog steeds herstel te wil bring wanneer daar konflik was. En dit bring ons by die volgende punt, die konflik herstel, of die liefde herstel skade. Die liefde herstel skade. Dit is interessant hoe Paulus nou verder gaan. Ek lees vir ons vers 12. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Is 'n bietjie ander reaksies wat ons verwag het. Veral vir ons wat in vandag se tyd sit. Want ons sou gedink het, Paulus sou gesê het, los hom as 'n vry man en laat hom vry beweeg en moet hom eintlik ook eers terugverwant. Los hom dat hy 'n vry man kan wees. Maar hy doen dit nie. Want hy weet dit is vir Filemon 'n skade dat hy nou hierdie slaaf verloor het. En tog stuur hy hom terug om weer 'n slaaf te gaan wees, maar met 'n nuwe houding. Nou moet sy houding nie wees dat hy hom meer as 'n slaaf sien nie, maar hy moet hom sien as 'n broer. En so dit was dalk 'n skade wat Filemon ook aangerig het, en al vergewe hy die ander persoon hom, moet dit sy houding wees. Om nog steeds die skade wat aan Filemon aangerig is, dit te herstel. Hy verwag nie van Filemon om dit nou net te vergeet en te vergewe nie. Hy wil nog steeds herstel bring vir die skade wat Filemon gelei het. En dit moet ook baie keer ons houding wees. Baie keer wil ons vir 'n ou sê, nee maar, jy's mos 'n Christen, so jy moet my vergewe, al het ek jou nou skade aangedoen. Vir my wat 'n Christen is, al vergewe my broer my, moet ek nog steeds die houding hê om die skade wat aangedoen is te vergoed. Partykeer is dit nie moontlik nie, dan kan 'n mens daai vergifnis, maar as ek kan, om nie 'n ander ou se vergifnis te misbruik nie, maar ek nog steeds 'n goeie houding het teenoor daardie persoon. So dit is hoe hy dit hanteer. Jy's om nie die genade wat hy nou betoon aan Onesimus te misbruik nie. Alhoewel hy dit van hom kon verwag het. Misbruik hy dit nie. Maar hierdie houding is natuurlik baie moeilik en slegs deur die werk van die Heilige Gees kan 'n Christen nie meer hierdie natuur om nie te wil vergewe nie, maar om 'n nuwe natuur aan te neem. En hoe doen die Heilige Gees dit? Of hoe het hy dit in hierdie geval gedoen? Was deur hulle hoop op die geloof te plaas. En die hoop dat daar iets goeds gekom het vanuit hierdie konflik. Iets wat ons net kan sien deur die Heilige Gees, hoe God goeie goed bewerk deur slegte dinge wat nou hier gebeur het. So dit bring ons by die volgende punt. Die liefde sien die goeie in die sleg raak. Nou ek lees vir ons vers 15, daar staan, miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, jy sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy, besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. En so wat het hier gebeur? Hy was 'n slegte slaaf terwyl hy by Filemon was. En toe hy nou weghardloop en tot bekering kom, toe gaan hy terug as 'n goeie slaaf.
So, dit was eintlik 'n goeie ding dat hy weggehardloop het, want as hy nie weggehardloop het nie, sou hy nog steeds by Filemon gewees het, en nog steeds maar 'n slegte slaaf gewees het. Maar hierdie hele konflik het gelei tot sy bekering, en tot sy hartsverandering, en dat hy as 'n nuwe mens terugkom, en nou is hy weer 'n slaaf, maar nie meer 'n slegte slaaf nie, maar nou 'n goeie slaaf. So, Paulus sê, ja, maar dit was eintlik 'n goeie ding, nee, dat hy weggehardloop, en baie keer geliefdes met ons, deur gebed ook, nee, Paulus sê hy bid dat hulle dit sal raak sien, deur gebed baie keer vir die Here te vra, Here, hierdie slegte konflik wat gebeur het, en hierdie slegte ding wat gebeur het, wat goed bewerk u uit hierdie uit? En eers wanneer mens dit raak sien, dan gemoedsrus sê, dan is dit baie makliker om dit te vergewe. Nee, want mens weet dat God iets goeds bewerk het, baie keer, want baie keer is dit moeilik om te vergewe, want ek voel, ek hou hierdie skade, nee, en dit is nou, my eer is dalk weg, of iets soos dit, maar om te sien, maar God het eintlik iets goeds uit dit uit bewerk. En ek kan nou dink, nee, hoe moeilik dit vir Filemon moes gewees het. Hy het hierdie ou, en hy was altyd 'n slaaf. Nee, maar nou, moes hy hom nie meer as 'n slaaf beskou nie, maar as 'n broer. Nee, en dit moes baie moeilik gewees het. En daarom sê Paulus dat hulle dit deur die geloof nou na mekaar moet kyk. En dit bring ons by die laaste punt. Sonder geloof is liefde nie moontlik nie. Ek lees ons weer vers 17. Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. So wat basies hier gebeur het, en daarmee sluit ek af, is dat konflik, as ons dit wil oplos, nee, dan moet ons dit deur die geloof doen. Wat moes hulle geglo het in hierdie geval? Hoe was geloof bewerk hierso? Eerstens moes hulle geglo het, Onesimus en die ander Filemon, hulle moes geglo het dat God hulle albei se vader is, en dit maak van hulle albei broers. Hulle moet mekaar nie meer sien as slaaf en eienaar nie, maar as albei dieselfde vader. Nou, ons het nou al 'n paar keer gesien hoe daar baie keer met werknemers en werkgewers gepraat word in die Bybel. So, die ander ding, die geloof, het gemaak dat Filemon het nie net meer gewerk nie. Nee, maar nou weet hy, God kyk vir hom. En hy werk nie net asof hy vir Filemon werk nie, hy werk nou asof hy vir God werk. So hy doen sy bes, of Filemon nou na hom kyk of nie, net doen hy sy bes. En Filemon het ook nie meer dat hy nou met dreigemente en vrees vir Filemon laat doen wat hy moet doen nie. Hy doen dit nou anders. As iemand wat ook onder gesag staan van God. So sy houding het heeltemal verander, want hy is bewus nou van God. Nee, en Filemon se houding is ook anders, want hy het 'n bewustheid van God. Deur die geloof weet hulle God is daar by hulle. So dis heeltemal anders. En natuurlik, hulle glo die woord is waar. Natuurlik, hulle het nie die woord gehad soos wat ons hom het, nee, maar hulle het Paulus se gesag aanvaar en dit geglo. Hulle moes geglo het dat om God se wil te doen en mekaar te hanteer volgens God se wil goed is. En hulle moes al hierdie dinge geglo het. Jy weet nou, ons kan sê, baie keer dan sê ons, ek glo in God. Maar besef ons wat ons glo. Besef ons dat, soos in hierdie geval, nee, dat ons al die dinge moet glo wat God van homself sê. Glo ons dat God glo ons onder andere dat God ons bo alles lief het. Nee, besef ons baie keer die barmhartigheid wat God teenoor ons betoon. Nee, baie keer ons moet glo, dis verkeerd as God iets verkeerd sê, nee, met al die sondes, want baie keer as ons nie glo, as ons dink, as God iets sê is 'n sonde en ons dink, ag, is nie so groot sonde nie, as ons nie glo nie, dan gaan ek nie besef hoeveel barmhartigheid God eintlik teenoor my bewys nie. Nee, so glo ek dit wat die woord sê, glo ek God se barmhartigheid en genade vir my. Glo ons alles wat God van my verwag, dat dit nodig is. Glo ons dat God selfs in slegte konflik iets goeds daaruit kan bring.
En dis alles dinge wat ons moet glo, nee, dit is om net te sê ek glo is een ding, maar om die detail van die skrif ook te glo, net so belangrik. So geliefdes, ek sluit af. Om verhoudings te herstel, nee, is vir God baie belangrik. Om vrede te maak, ons kan. Mag u vrede maak in geloof. Nie net op eie insigte nie, maar op geloof. Mag u deur die Gees raak sien hoe God ook goeie goed bewerk in slegte konflik. En mag u houding van herstel in liefde hê. En mag u sien hoe mense se harte verander. En mag jy begeerte hê om dit te verander en te wen vir die koninkryk van God. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, U wat U seun gestuur het aarde toe om vrede te kom maak, Heer, vrede op aarde. Heer, vrede bewerk tussen mense en vrede bewerk tussen ons en U. Heer, wat 'n wonderlike geskenk het U vir ons gegee. U Shalom, U vrede. Heer, dit was van altyd af, was vrede die groot ding en geseënd is die wat vrede maak, want hulle sal kinders van God genoem word, soos U sê. Heer, help ons om hierdie vrede te maak. Heer, waar ons baie keer ons eie natuur nog volg, en nie wil vrede maak nie, eerder wil op onvergewingsgesindheid, eerder wil in haat lewe teenoor mense. Heer, kom verander ons waar dit nog so is. Kom help ons om in hierdie vrede te leef en help ons om te besef hoe goed dit is. Here, vergewe ons daar waar ons dit nie reg kry nie, vergewe daar waar ons dit nie doen nie. En weer kom gee vir ons insig en wysheid om so te leef. Here, waar ons situasies het en mense in ons lewens het waar daar nie vrede gemaak is nie, kom help ons om dit te doen. En Heer, selfs die wat dalk nie vrede het met my nie, om hulle te gaan vergewe. En weer dankie dat U seun gestuur het juis om ons sondes te vergewe. En Here, gee vir ons 'n besef hoe baie sondes U van ons vergewe. En dat dit ons sal dryf om soos U te wil wees deur ander ook te vergewe. En weer kom help ons, wys vir ons waar daar nog mense is teenoor wie ons die barmhartigheid betoon nie, teenoor mense wat ons nie vergewe het nie. En help ons om hulle te vergewe. Here, kom maak ons los van die las van kwaad. Ek weet ons bid dit nie omdat ons verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Getuig vir Jesus Christus, dit is ons lewensdag. Ons weet dat elke een van ons nie langer sal mag wees, maar dat ons met vrymoedigheid die boodskap moet versprei, sodat die hele wêreld moet weer woorde en weer daad. Die Here Jesus is ons Heer, en almal moet hom eer. Getuig
Geliefdes, kom ons sluit af deur saam te sing Getuig, getuig. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit die laaste vers. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Amen.